Daar is min dinge wat so moeilik is in hierdie lewe as om te wag. Om te wag vir antwoorde, om te wag vir genesing, om te wag vir vrede. En wat dit nog moeiliker maak is wanneer dit voel asof God stil is in ons gewag. En dis presies waar Dawid homself bevind in Psalm 13, waar hy skryf: "Hoe lank nog, Here, gaan U van altyd van my vergeet? Hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra, elke dag kommer in my hart? Hoe lank nog gaan my vyande die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak, antwoord my Here, my God. Verlig tog my oë, want anders sink ek weg in 'n doodslaap. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op U troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil sing, omdat Hy aan my goed gedoen het." So, Dawid begin nie hierdie psalm met lof of met hoop nie, maar met vrae, met eerlike, harde vrae. Hoe lank nog, Here? Hoe lank gaan U van my vergeet? Hoe lank gaan U aangesig vir my wegsteek? Dit is 'n psalm van iemand wat moeg is om sterk te wees, wat moeg is om vas te byt, iemand wat voel asof God ver van hom af is, en tog is dit iemand wat aanhou met God praat. En dis belangrik om dit raak te sien, want om eerlik te wees in of met jou gebed is nie ongeloof of om te twyfel nie. Dis net geloof wat soms sukkel om te verstaan. God vra nie dat ons pyn of ons kommer moet wegsteek agter hierdie mooi woordjies in ons gebed nie. As ons een ding kan leer uit die psalms is dit. Dit nooi ons om eerlik te wees met ons hart, met ons kommer, met ons seer, met ons geloof wat soms sukkel om te verstaan. Wees eerlik met die Here in jou gebed. Die Here soek jou eerlike hart. Maar kyk hoe beweeg die psalm dan aan, stadig, soos 'n geloof wat amper weer asem begin haal. Teen vers 6 sê Dawid: "Maar ek vertrou op U troue liefde. My hart wil juig oor U verlossing." So, sy omstandighede het nie verander of verbeter nie, maar sy hart het. Iets in sy hart het oorgegee. Hy was eerlik in sy gebed, maar hy was ook geduldig daarin. Hy sê: "Terwyl ek wag, vertrou ek op U troue liefde. My hart wil juig en ek weet dit sal, want U gaan vir my deurkom. Maar terwyl ek wag, vertrou ek." En dis dalk die kern van geloof, om eerlik te wees oor wat jy voel, maar ook geduldig te bly oor wat jy nog nie sien nie. Om te sê: "Here, ek verstaan nie, maar ek sal wag. Ek sal bly glo in U getroue liefde, selfs al voel dit vir my asof daar stilte is, asof U ver is." Om eerlik te wees in jou geloof beteken nie jy gee op nie. Dit beteken jy gee jou vrae vir God. En om geduldig te wees beteken nie jy verstaan dalk alles nie, maar dit beteken jy bly wag op Hom wat alles weet en wat alles sien. So, wees eerlik in jou gebede, maar wees ook geduldig in jou wag. Want dieselfde God wat jou nog nooit in die steek gelaat het nie, is die een op wie jy sit en wag. So, wees hierdie week eerlik, maar wees ook geduldig in jou gebed. Tot die volgende keer.